Ons toetrede tot die erediens kom uit Gesang 155, strofes 2 en 3. En na die fotum uitgespreek is, sing ons uit Gesang 464, strofes 1, 2 en 4. Kom kyk wat die Here gedoen het. Watter ontsettende dinge hy op die aarde tot stand bring. Broers en susters, genade vir u en vrede van God ons Vader, van ons Here Jesus Christus en van die Heilige Gees. Amen. Soul
Broers en susters, Christus gebruik die wet van God om te beklemtoon hoe skuldig en verlore ons almal is. Kom ons luister aandagtig uit Eksodus 20 hoe ons dit moet doen. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken die kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek beloon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus. En daarom het die Here dit 'n gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie en ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enige iets anders wat aan hom behoort nie. Ons het onsself aan God se wet gemeet. As ons eerlik is, sal ons besef dat ons skuldig is teenoor God en teenoor mekaar. Kom ons sing gesang 236 strofe 1. Broers en susters, God se woord verseker ons van sy genade in Efesiërs 2 vers 8. Julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie. Dit is 'n gawe van God. Kom ons bely ons geloof soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Heer, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes,
die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Gemeente, kom ons dank God ook nou vir die verlossing wat hy ons in Christus gegee het. Kom ons sing uit Gesang 395, strofes 2 en 3. Broers en susters, dit is 'n lydenstyd, die tyd waarin ons terugdink aan die lyding van Jesus Christus, wat sy hoogtepunt vind aan sy sterwe aan die kruis, en natuurlik ook die opstanding van Christus, wat daarna volg. Met dit in gedagte lees ons 2 gedeeltes uit die Nuwe Testament. Die eerste kom uit Matteus 2 vanaf vers 1. Jesus is in Bethlehem in Judea gebore tydens die regering van koning Herodes. Na Jesus se geboorte het daar sterrekykers uit die ooste in Jerusalem aangekom en gevra: "Waar is hy wat as koning van die Jode gebore is? Ons het sy ster sien opkom en ons het gekom om aan hom hulde te bewys." Die koning Herodes hiervan hoor, was hy en die hele Jerusalem saam met hom ewig ontstel. Hy het toe die priesterhoofde en die skrifgeleerdes van die volk bymekaar geroep en hulle uitgevra oor waar die Christus gebore sou word. Hulle het hom geantwoord: "In Bethlehem in Judea, want so is dit deur 'n profeet geskrywe. En jy, Bethlehem, gebied van Juda, jy is beslis nie die kleinste onder die leiers van Juda nie. Uit jou sal 'n leier voortkom, wat vir my volk Israel 'n herder sal wees." Daarna het Herodes die sterrekykers in die geheim ontbied en noukeurig by hulle vasgestel wanneer die ster verskyn het. Hy het hulle na Bethlehem toe gestuur met die woorde: "Gaan doen noukeurig ondersoek na die kindjie. En as julle hom kry, laat my weet, sodat ek ook aan hom hulde kan gaan bewys." Nadat hulle die koning aangehoor het, het hulle vertrek en kyk, die ster wat hulle sien opkom het hulle gelei totdat dit gaan staan het bo die plek waar die kindjie was. Toe hulle die ster sien, was hulle baie bly. Hulle het in die huis ingegaan en by die kindjie saam met Maria, sy moeder, gesien en hulle het gekniel en aan hom hulde bewys. Daarna het hulle reissakke oopgemaak en vir hom geskenke uitgehaal: goud, wierook en mirre. En omdat God hulle in 'n droom gewaarsku het om nie na Herodes toe terug te gaan nie, het hulle met 'n ander pad na hulle land toe teruggegaan. Ons tweede gedeelte kom uit die Markus Evangelie.
Ons lees uit Markus 15 vanaf vers 24. Die soldate het iemand wat daar verbygekom het, gekommandeer om Jesus se kruis te dra. Dit was Simon van Sirene, wat van buite die stad afgekom het, die pa van Alexander en Rufus. Hulle bring Jesus toe na 'n plek Golgotha, wat kopbeenplek beteken. Hulle wou vir hom wyn gee met mirre daarin, maar hy wou dit nie hê nie. Toe kruisig hulle hom en verdeel sy klere onder mekaar deur te loot oor wat elkeen moet kry. Dit was 9:00 die môre toe hulle hom gekruisig het. En die rede waarom hy gekruisig is, was op 'n bordjie aan die kruis geskrywe: die koning van die Jode. Saam met hom het hulle ook 2 rowers gekruisig, een regs en een links van hom. Die mense wat daar verbygeloop het, het Jesus gelaster. Hulle het die kop geskud en gesê: "Toe, jy wat die tempel afbreek en in 3 dae weer opbou, red jouself en kom van die kruis af." Net so die priesterhoofde en die skrifgeleerdes ook spottend vir mekaar gesê: "Ander het hy gered, homself kan hy nie red nie. Laat die Christus, die koning van Israel, nou van die kruis afkom, sodat ons dit kan sien en in hom glo." Die 2 wat saam met hom gekruisig is, het hom ook beledig. Tot sover ons skriflesing, broeders en susters. Gelukkig is elkeen wat luister na die woorde van die Here en wie daarvolgens lewe. Kom ons sing voor die prediking en wel uit Gesang 163, die 1 vers. Soos 'n wildspok wat smag na water, smag my siel na U, o Heer. U alleen is my hartsverlange en ek bring aan U die eer. U alleen is my bron van krag, en U teenwoordigheid wil ek wag. U alleen is my hartsverlange en ek bring aan U die eer. Gesang 163 voor die prediking. Markus 15 vers 31 en 32. Ander het hy gered, homself kan hy nie red nie. Laat die Christus, die koning van Israel, nou van die kruis afkom, sodat ons dit kan sien en in hom glo. Sodat ons dit kan sien en in hom glo.
dit is tog so, broeders en susters, dat wat ons aandag in die lewe trek, is die snaakse dinge, die buitengewone. Dit wat nie elke dag gebeur nie. Wanneer ons na die nuus kyk, gaan ons nie hoor Jan en sy vrou Sannie het vanoggend ontbyt geëet nie. Op die nuus verskyn die nuus van die oorlog, van allerhande vreeslike wapens wat na mekaar toe afgevuur word, van hoeveel mense omkom en so meer. Ek dink dit is ook waar ten opsigte van geloof. Wat mense se aandag trek, is dit wat nie elke dag gebeur nie, die anderse. Ons sal nie vir mekaar sê, toe ek vanoggend my oë oopmaak, het ek diep bewus geword van God se genade nie. Ek het 'n dak oor my kop, ek kan sien, ek kan eet. Dit maak nie eintlik op ons indruk nie. Dit maak nie op ons indruk dat ek rustig kan werk toe ry, by die werk aankom en besef, God het my bewaar op pad nie. En hier is ek nou. Ek het 'n werk en 'n inkomste en ek kan leef. Dit gaan by ons verby. Maar wanneer iemand in 'n ongeluk was, baie ernstig, al die karre is omtrent afgeskryf, dan sê ons vir mekaar, kan jy glo? Hierdie persone moes nooit uit daai wrak gekom het nie. Hier het die Here ingegryp. Wanneer iemand baie ernstig siek is, en dit wil vir mense lyk asof die persoon dit nie gaan maak nie, en daardie persoon word gesond, sê ons vir mekaar, hier het God ingegryp. Kyk net wat die Here gedoen het. Wanneer ons lewens skielik in 'n ander rigting beweeg, en ons kyk terug, en dit is so anders, so buitengewoon, sê ons, dit kan nie anders wees. God het hier ingegryp. Hoe werk God, broeders en susters? God werk deur albei maniere. Soms werk God deur die buitengewone. Soms werk God op maniere wat ons kop skud en sê, kan dit waar wees? Dis eintlik 'n wonder. Maar God werk ook deur die gewone gang van ons lewens. Dit wat ons baie keer net aanvaar, daar sien ons God se hand nie in nie. Wat het dit tot gevolg? Dat baie mense God net wil sien in hierdie snaakse en buitengewone dinge wat met mense gebeur. En die volgende stap is dat God vir mense so tipe van 'n wonderdoener word, wat net ingryp deur snaakse goed vir mense te doen.
En die volgende stap is, dan word God vir ons iemand wat ons misbruik. So 'n Jack in the box. 'n Wonderdoener wat snaakse goedjies vir mense doen, net wanneer hulle hom nodig het. En verder het hulle met God niks te doen nie. Met ander woorde, die Here word vir ons iemand wat eintlik op 'n snaakse manier vir ons tog al ons probleme hier moet uitsorteer, sodat ons nou hemel op aarde moet hê. En is presies waarteen die Markus Evangelie waarsku. Markus Evangelie wil sê, hierdie Jesus wat gekom het, is 'n Jesus wat gelei en gesterf het. Die Markus Evangelie wil sê, die hemel het nog nie gekom nie. In hierdie lewe gaan ons lyding en verdriet ervaar. Dis deel van die lewe. Seer kry, lyding, ongelukkigheid is deel van die lewe. En wil die Markus Evangelie sê, kyk na die lewe van Jesus. Hy het gelei en hy het gesterf en hy het uit die dood opgestaan. Hulle vat Jesus om gekruisig te word. Dit was die slegstes van die samelewing wat gekruisig is. Jode het nie mense gekruisig nie. Die Romeine het. Wanneer Jesus aan die kruis hang, kan hulle nie aanvaar dat hy 'n koning, 'n verlosser kan wees nie. Want in mense se koppe is, dit kan mos nie 'n verlosser wees nie. Hulle kommandeer Simon van Sirene op om sy kruis te dra. Beide kante van hom, misdadigers, rowers. Hulle wil vir hom wyn en mirre gee om te drink, maar hy wil dit nie hê nie. Jesus word gekruisig, doodgemaak. Waarom? Van die begin van Jesus se optrede af is Jesus in botsing met onder andere die Fariseërs en die Sadduseërs. Want wat Jesus vir hulle kom sê is dat 'n klomp goed wat julle doen nie strook met wat God van julle verwag nie. En kom en sê Jesus vir hulle, julle maak 'n fout as julle dink dat God net in die tempel is. Dis waarom hy sê, hierdie tempel sal ek afbreek en in 3 dae opbou. Hy sê vir hulle, God is nie net daar nie, God is oral. God is nie beperk tot sekere ruimtes en plekke en mense nie. Wanneer jy God soek, hoef jy hom nie net op 'n sekere plek te gaan soek nie. God is oral. En daarom wil hulle van Jesus ontslaa raak. Want Jesus, wat hy sê oor God en wat hulle sê oor God, die bots met mekaar. Maar daar sit meer daarachter. Wat se verlosser soek hulle en die mensdom eintlik nog altyd? Ons soek 'n God wat ons kan dien. Ons soek 'n God wat in ons diens staan, dat as ons 'n knoppie druk, die mannetjie uit die boks gaan kom en vir ons gee net wat ons vra. Ons keer geloof op sy kop. Ons vra nie hoe ons God kan dien nie, maar ons vra hoe God
ons kan dien. En nou hang Jesus daar aan die kruis. En hier sien jy presies watter God mense na soek. Hulle spot hom, hulle beledig hom, daar staan die koning van die Jode, bedoel om te sê, dit kan nie 'n koning wees nie, dis die waarheid, dis die ironie, wat daar staan is die waarheid, maar hulle soek 'n ander koning, 'n ander verlosser. Luister wat staan hier. Ander het hy gered, homself kan hy nie red nie. Met ander woorde, redding vir hulle bestaan daarin, doen 'n toertjie en kom nou van die kruis af. Doen iets snaaks en bevry jou, dan is jy 'n God in wie ons sal glo. Laat die Christus, die koning van Israel, nou van die kruis afkom, sodat ons dit kan sien en in hom glo. As jy iets snaaks gaan doen, Jesus, jy wat nou in 'n kruis hang, en jouself hier afkry, dan is jy vir ons 'n God. Dan glo ons in jou. Wees 'n mannetjie wat toertjies doen, wat as ons op jou knoppie druk, jy vir ons alles doen wat ons vra, dan is jy vir ons 'n God. Maar wat kom sê Jesus vir hulle? Geloof is om te dien. Geloof is om nederig te word en God se dienaar te word en ander mense se dienaar te word. Kyk wat sê Jesus vir hulle. Wanneer Jakobus en Johannes, die seuns van Zebedeus, na Jesus toe kom en sê, eendag, bedoelende daar aan die einde, wil die een van ons aan die linkerhand en die ander een aan die regterhand sit. Ons wil ereposisies hê, ons wil iets kry uit geloof. Ons volg jou nie verniet nie. Jy moet vir ons iets teruggee. Dan sê Jesus vir hulle, julle weet nie wat julle vra nie. En dan praat hy oor die heidense regerings en dan sê hy, maar by julle moet dit nie so wees nie. Elkeen wat in julle kring groot wil word, moet julle dienaar wees. En elkeen onder julle wat eerste wil wees, moet julle almal se dienaar wees. Mense dink, Jesus is hier die mannetjie wat toertjies doen, en wanneer ons hom vra, moet hy vir ons toertjies doen, en dan is hy nou God. En dan kom Jesus en hy sê, julle verstaan nie die lewe nie. Dis nie waarvoor ek gekom het nie. Ek het gekom om vir julle 'n dienaar te wees, om julle weer by God uit te kry. Ek is bereid om nederig te wees en ek is bereid om my lewe af te lê, te gee, en dis wat God van ons verwag. Ek is nie hier om vinnig van 'n kruis af te kom nie. Ek hou vir julle God se pad voor. Word nederig en dien God en dien mekaar. Soos ek my lewe afgelê het, so vra ek, lê julle lewens vir mekaar af. Dis wat Paulus in Romeine sê, dis die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. Gee julle lewens as 'n offer vir God en vir mekaar. Maar dis nie wat ons soek nie. Dis nie wat mense wil hoor nie. Ons soek 'n God wat ons dien.
wat ons lewens so bietjie gemaklik kan maak. Dan sê ons, sal ons glo. Jesus sê, dan verstaan jy van die evangelie niks. Is ons bereid om soos Jesus sy lewe afgelê het, ons lewens vir God en mekaar af te lê, te gee, op te offer? Ons is nie. Ons soek 'n Here wat ons dien met allerhande toertjies. Dan's ons nie meer by die Bybel. Amen. Kom ons dank saam. Here, U kom na ons toe om ons te verlos van sonde en van die dood. U kom na ons toe en U gee U lewe vir ons. En U vra, gee julle lewens so vir God en vir mekaar. Maar dis nie wat ons soek nie. Ons soek ons eie God, die een wat ons dien, die een wat as ons vingers klap, gee wat ons vra. Help ons om van onsself te vergeet. Laat ons nie soos Herodes wees nie, Here, wat van Jesus ontslae wil raak, omdat hy bang is dat hy nie meer koning kan wees nie. So wil ons van U ontslae raak, want ons wil self koning wees in ons eie lewens. Anders as die wyse manne wat kniel voor Jesus en hom dien, soek ons iemand wat ons dien. Vergewe ons. Verander ons harte. Maak ons nederig en diensbaar. Amen. Ons sing ten slotte uit Gesang 308 verse 1, 2 en 5. Neem my lewe, laat dit Heer U gewy wees meer en meer. Laat my hart gedurig juig en van dankbaarheid getuig. Gesang 308 verse 1, 2 en 5 ten slotte. Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus,
Die liefde van God die Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees wees en bly met ons almal. Amen.